jy jou Bybel by jou het, maak of my op daar so in Lukas hoofstuk 17. Lukas hoofstuk 17. Ek wil kortliks met ons ietsie deel uit die woord van die Here. En ek glo dit sal ons ook tot seën wees in die sin van hoe moet 'n kind van God se gesindheid lyk teenoor die Here ten opsigte van die seëninge van die Here. Nou dis nie die titel van die boodskap van vanaand nie. Ek wil eintlik vanaand met ons praat oor 'n lewensles van 'n melaatse. Maar daar was 'n insident gewees in die Bybel wat die Bybel vir ons beskryf. En daar is sekere lewenslesse wat ons uit hierdie insident uit kan leer, uit hierdie verhaal uit kan leer. En dit gegaan oor dankbaarheid. En 'n kind van God se houding teenoor die Here wanneer dit kom met die seëninge in ons lewe. En ek wil hê ons gaan saam lees daar in Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 11 tot en met vers 19. Waar Jesus die 10 melaatses ontmoet en hulle gesond maak. Lukas 17 vanaf vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? Waar is die 9? Daar was niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie. En hy sê vir hom, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Nou net om vir julle 'n illustrasie te gee wat hier in die gang was. Die Jode en die Samaritane het nie baie ooghare gehad vir mekaar nie. Hulle was, die Samaritane in die Jode se oë was 'n onrein nasie gewees. Om vir hulle so ver te stel, as 'n Jood moes gereis het, sou hy eerder 'n ompad loop om Samaria, as om deur Samaria te gaan. Dis hoe erg dit was. En dan kan jy gaan lees in die Bybel van 'n paar gevalle van die Samaritane. Onder andere die vrou wat Jesus by die put gekry het, die Samaritaanse vrou. Jy kan dink aan die barmhartige Samaritaan. En daar's baie lewenslesse wat die Here ons leer hieruit. Maar hier kry ons 'n geval waar 10 melaatse Samaritaanse mans kom. En hulle vra vir Jesus, wees ons barmhartig, Jesus genees hulle. Een draai om en is dankbaar teenoor Jesus. Nou waar's die ander 9, vra Jesus? Nie asof hy die dankbaarheid of die dankie sê by hulle gesoek het nie. Dit is maar net eintlik, ek dink, 'n vraag wat hy vir hulle gevra het om te sê, maar julle was 9 gewees, en hoe kan net een van julle terugkom? Is die ander dan nie genees? Ja, obviously, die ander is genees, maar is die ander dan nie dankbaar daaroor nie? Hoe werk dit dan nou? En ek dink, baie maal as ons as kinders van die Here, is ons ook maar so met die Here, oor die seëning wat ons in ons lewe ontvang. Daar is 'n paar lesse wat ons uit hierdie gebeurtes kan leer. En ek wil net kortliks met ons 'n bietjie 'n paar deel, en ons gaan 'n bietjie baie Bybel lees ook, maar eerste les wat ons kan leer in hierdie gedeelte. Kom ons praat net so oor die algemeen gou om te sê, as ons kyk na ons eie lewe, hoeveel seëninge is in ons eie lewe? Hoeveel goed doen die Here vir ons in ons lewe? As jy vandag moet eerlik getuig om te sê, hoe goed is die Here vir jou? Kyk, ons kyk baie maklik vas in die
in die klein, ons mis die klein goedjies, ons kyk vas in die groot goed. Maar ons mis die klein seëninge. Juist die dinge wat ons ongesiens so net van selfsprekend aanvaar. Maar as ons vandag moet eerlik wees, hoe baie seëninge het ons in ons lewe? Hoe baie seën ontvang ons in ons lewe? Wie kan ooit sê dat die hand van die Here nie oor hulle is nie? Ja, kyk, jy het nie altyd die beste luxuries en die meeste geld en die meeste alles nie, maar as ons moet eerlik wees, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Hoeveel van ons word geseën deur die Here sonder dat ons dit verdien? As ons 'n bietjie met stil sit en dink, Here, hoe seën U my so? Ek verdien dit nie, as jy moet eerlik wees. En dit gaan nie oor materialistiese dinge nie. Dit gaan nie oor 'n dak oor jou kop en kos om te eet nie. Dit gaan oor baie dieper. Die feit dat jy net vanaand hier kan luister na my stem is 'n seëning. Want jy kon al lankal weg gewees het. Die feit dat jy nog die woord van God kan lees in jou eie land, sonder om toegesluit of doodgemaak te word. Weet jy wat 'n blessing is dit? Weet jy, daar is mense, as hulle gevang word met 'n Bybel, word hulle se muur doodgemaak, of word lewenslank in 'n tronk gegooi. Daar's mense wat honderde kilometers te voet sal aflê net om 'n bladsytjie van die Bybel te kan kry. Hoeveel Bybels lê op ons rakke? Dis net 'n voorbeeld. Kyk, ons almal het maar krankheid en skete en pyne en allerlei goeters, maar hoeveel van ons is dankbaar vir ons gesondheid? Weet jy wat, jy mis nooit iets totdat jy dit verloor het nie. Weet jy, en om met jou illustrasie te gee, hierdie malaatse mans, onthou nou, in daai tyd was dit nie soos vandag nie. As hulle onrein was, mag hulle nie in die samelewing gewees het nie. Hulle mag nie eens in die dorp gewees nie, hulle moes in die buitewyke weg van almal af wees, hulle moes afgesonder gewees, afgesny van hulle familie, van hulle vriende, van hulle geliefdes. Hulle mag nie naby ander gekom het nie. Dis hoekom hulle het op 'n afstand gestaan en met Jesus gepraat en vir hom geroep. Julle onthou in lockdown, hoe het hulle vir ons gesê, wat ons dit die social distancing. Nou in daai tyd was dit nog erger. Weet jy hoe erg was dit gewees? Dink daai vrou wat aan bloedvloeiing gely het. 12 jaar. Nou maak dit sin dat sy alles wat sy gehad het, spandeer het net om gesond te word. 12 jaar weg van haar geliefdes. Sy dalk nie eens haar kinders gesien het nie. Hulle mag nie naby haar kom nie. Uitgeworpene. As een van hulle durf naby gekom het, sou hulle geroep het, malaats, malaats, hy is malaats. Dit was 'n skande gewees. Hoeveel van julle is so behandel? Hoeveel van julle kry daai behandeling vandag? Weet jy, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Maar tog, vat ons dit vanselfsprekend. En die eerste les wat ons kan leer uit hierdie malaatse mans, of hierdie man wat omgedraai het, is om dankbaarheid aan God te toon. Weet jy wat doen ons meer? Ons moan meer by die Here as wat ons dankie sê. Ons kla oor dit wat ons nie het nie, of wat ons graag nog wil hê, in plaas van om die Here te eer vir dit wat ons wel het, vir dit wat ons wel ontvang. Al is dit hoe gering. Die mense is ondankbaar, die mense het ondankbaar geword.
Ek meen, hier doen Jesus 'n wonderwerk vir hierdie 10 mans, wat hulle lewe radikaal verander, wat hulle lewe herstel, wat hulle 'n tweede kans in die lewe gee, wat hulle diend maak, wat hulle skoon maak. Hulle kan weer hulle lewe hervat, hulle kan weer herenig wees met hulle families, hulle kan weer in die samelewing opgeneem word. Een man, toe hy besef hy's genees, wat besef wat het Jesus gedoen. Die woord van die Here sê vir ons 1 Tessalonisense 5, daar vers 16 tot 18. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê vir ons, wees altyd deurbly. Hoor wat hy sê, wees altyd deurbly. Kom ons wees nou maar eerlik, as ons opstaan in die oggend, die eerste ding wat doen ons gewoonlik? Ons moan. Weet jy wat, daar's baie mense daar buite, wat bid, Here, asseblief, maak net vir my 'n deur oop, dat ek net 'n werk kan kry, dat ek net kos op my tafel kan sit. Maar ons murmureer, ons kla, oor die seëning van die Here uit ons hande uit. Hy sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou. En as hy praat van bid sonder ophou, vra hy net van net aanvra, as hy praat van bid sonder ophou, aanbid die Here, gee aan hom lof wat hom toekom. Weet jy wat, dit is as jy opstaan met pyn en skete, weet jy wat moet jou attitude wees? As jy uitklim en daai gout slaat jou, dankie Here vir daai pyn, want ek is nog nie dood nie. Kan ek vir jou eerlikwaar vertel, ons kla oor soveel dinge, oor nitty-gritty goed. En dan gaan hy vers 8 en hy sê, wees in alles dankbaar. Hoor wat hy sê? Wees in alles dankbaar. Weet jy wat is die moeilikste? Om selfs in jou moeilikste tyd dankbaar te wees. Selfs vir dit wat die Here oor jou pad gebring het, en wat die Here toelaat in die lewe wat dalk nie so lekker is nie. Want doordat hy sê, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wat is sy wil vir ons? Dat ons moet dankbaar wees teenoor die Here. Dankbaarheid is nie net iets wat ons net vir die Here gee of net sê nie. Dit is ek wil eigenlijk sê, dit is 'n uitvloeisel van ons verhouding met God. Dat ons besef, God skuld ons niks. Weet jy, baie mense vandag leef met 'n houding dat die Here hulle iets skuld. Dat die Here hulle iets verskuldig is, dat die Here, en baie mense daai mentaliteit ook in die lewe, die wêreld skuld hulle alles. Nou, die realiteit is, God skuld jou niks. En dit wat jy ontvang, is genade. Hoekom wil ons God net prys in die goeie, maar nie ook in die slegte nie? Hoekom wil ons God prys as dit met ons goed gaan, maar blameer en kwaad raak vir hom as dit sleg gaan? Jy sien, want ons lyk net om uit ons comfort zones uitgevat te word nie. Ons wil op 'n gemaklike plek die Here aanbid. Maar kom ons wees nou maar eerlik. Jy gaan mis, en jy gaan dit baie vinnig mis as jy dit nie meer het nie. En dan is ons spyt. En 'n tweede les wat ons hieruit kan leer uit hierdie gedeelte is net die krag wat dit behels, en die krag om terug te keer om dankie te sê. Daar is krag daarin om te draai en dankie te sê. Weet jy, daai man wat genees is van die melaatsheid,
Hy het dit belangrik geag, toe hy sy genesing ontvang het. Het hy dit belangrik genoeg geag, om te draai, om te sê, dankie Here. En om dankbaarheid te toon. Hoekom? Want hy die implikasie daarvan besef. Die ander was maar net, hulle het maar net passief dit aanvaar. Hulle is nou genees, want hulle het geroep, Here genees ons, want hulle het gehoor hy doen wonderwerke. Right, hulle is genees, daar gaan ons nou na die priester toe. Maar hierdie man het die implikasie daarvan besef. Hy, Jesus was nie verplig om my te genees nie. Hy was onder geen verpligting om dit vir my te doen nie. En dit wat hy vir my gedoen het, verander my hele lewe radikaal. En ewe skielik het hierdie persoon 'n totale ander perspektief van sy lewe gehad. Ek wil vir jou eerlikwaar sê, ons mis gewoonlik die klein dingetjies. Ons mis gewoonlik die klein dingetjies. Maar weet jy wat? As daai klein dingetjie daar is nie, het dit 'n baie groot impak in jou lewe. Ons het begin om dinge net vanselfsprekend te aanvaar. Ons het begin passief leef. Dit gebeur maar net. In Hebreërs sê hy vir ons daar in hoofstuk 12 vers 28 en 29. Daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Besef jy wie God is? En weet jy, wanneer ons begin om in dankbaarheid te leef, wanneer ons terugdraai na Jesus toe om dankie te sê, wanneer ons in dankbaarheid leef teenoor die Here, en dankbaarheid toon teenoor die Here, weet jy, gaan jy baie meer bedag wees op jou seëninge. En dis die derde les wat ons hieruit kan leer. Toe daai man bewus word dat hy genees is, het hy omgedraai en die Here gedank. Hy was bewus, hy het daai bewuswording gehad, iets het verander. Kom ons wees nou eerlik, wanneer ons gewoond raak aan die tipe lewe wat ons lei, en die omstandighede waar ons op bevind, jy begin naderhand so bietjie dinge van selfsprekend te aanvaar. Jy begin naderhand dinge nie meer raak sien nie. Dis maar net daar, dis maar net deel van dit, dis maar net so. En weet jy, die Here wil hê ek en jy moet bewus wees van sy seëninge oor ons. Van weet jy, as jy die oomblik wanneer jy gaan bewus raak van God se seëninge in jou lewe, gaan jy baie meer dankbaar leef. En jy gaan begin raak sien wat die Here eintlik in jou lewe vir jou doen en beteken. Want ons mis dit baie male. Die Here gee nie om oor my nie. Hy worry nie oor my nie. Jy mis die seëninge van die Here. Jy sien, as ons nie eers in die klein dinge in dankbaarheid kan leef teenoor die Here nie, hoe wil jy dit in groot dinge doen? Jy sien, dit kom eintlik met daai mentaliteit. As jy begin om die klein dinge vanselfsprekend te aanvaar, kort voor lank is die groot dinge maar ook vanselfsprekend. En dan begin ons maar net spoiled little brats te raak. Wat moaning class ons nie ons sin kan kry nie. Weet julle, ek het al so baie gehoor, ek het dit al gepreek en gesê, ek het al so baie gehoor, as dit swaar gaan in mense se lewens. Waar is die Here? Hoekom hoor God my nie?
ek gaan ophou om die Here te dien. Ek gaan hom nie meer dien nie, want hy straf my nou. Hy hoor my nie. Ek het nog nooit iemand gehoor wat gekom het en gesê het, weet jy wat, ek was so ondankbaar. Ek was so van die pad af, ek het alles so vanselfsprekend aanvaar. Ek het nou in hierdie put opgeëindig, weet jy wat, ek gaan nou begin om die Here te dien. In dankbaarheid. Hoe bewus is jy van die seëninge oor jou? Ek dink ons lewe is so gejaagd. Ek dink die hele wêreld het in so 'n posisie gekom waar ons sien nie meer die goed raak nie. Hoe dankbaar is jy nog teenoor die Here dat jy 'n kerk het waartoe jy kan gaan? Hoe dankbaar is jy nog teenoor die Here dat ek sê mos net dat jy 'n woord het wat jy kan lees. 'n Simpel dingetjie soos dit. Hoe dankbaar is jy teenoor die Here? Weet jy, een van die dinge wat ek in my lewe nooit weer vanselfsprekend sal aanvaar nie, en wat dit maak my eintlik elke keer word ek bewus daarvan, want dit is waar die Here my hierdie les geleer het. Kyk, ons almal gaan deur dinge, en die Here vat jou deur 'n ding, en hy leer jou lesse. Daai tyd toe ek siek was, wat ek COVID gehad het, weet jy, hoe het ek teenoor die Here bely, net dat ek 'n asemteug vanselfsprekend geneem het. Weet jy wat het my opgeval? Daai tyd is so warm en is alles, en ek kon niks vir myself doen nie. Ek sit daar nou sit al vir die TV, en dis al wat ek maar kon doen, daar belê en dooi. En dan sien ek hoe hardloop die ouens daar op die cricketveld, weet jy, dan raak ons kon uit, ek kry skoon miltsteek vir hulle. Ja. Maar dan dink ons meer, Here, ek kan nie eens opstaan om 'n tree te gee nie. Dan het ek nie asem nie. Dan wil ek doodgaan, ek kan nie, hoe dankbaar is daai hardloop ou agter 'n bal aan. Ek sal wat wil gee net om dit te kan doen. 'n Simpel ding soos 'n asemteug. Weet jy, ek dink ons kla te veel. Ons moan te veel oor nitty-gritty goed. Net so stoute, bedorwe brokkies. Ons moan oor wat ons verloor het, sonder dat ons dankbaar is wat ons oor het. Ons kyk so vas in wat ons verloor het in die lewe. Ons mis wat ons oor het en wat in ons hand is. En weet jy wat, die oomblik wanneer ons kan begin dankbaar word vir wat ons in ons hande het, dis wanneer God ook die seëning oor ons sal oopmaak. Hoe kan God seën as jy die heeltyd mis wat hy vir jou doen? As jy hom die heeltyd mis. Blaai gou vir my op dan op Psalm 66 toe. Psalm hoofstuk 66. Ek wil vir jou vra, jy moet vir die Here vra, Here, maak my bewus van my seëninge. Laat ek daarna oplet. Net soos daai melaatse, toe hy opgemerk het, hy is genees. Laat my oplet, Here. Help my, laat ek dit raak sien. En weet jy, ek wil vir jou sê, as jy radikale verandering in jou lewe wil sien, begin die Here te loof en prys. Hoor wat sê die woord vir die Here, put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Begin bietjie die Here te prys, vir dit wat jy mis, dit wat jy vanselfsprekend aanvaar. En jy gaan sien hoe jou lewe radikaal begin, want as jy 'n lewe van dankbaarheid begin leef, wil ek vir jou sê, gaan elke seën van die Here vir jou wees asof jy die jackpot gewen het. As ek dit so kan sê. Psalm 66, daar vanaf vers 1.
Vir die musiekleier 'n lied, 'n psalm. Juig tot eer van God, o ganse aarde. Besing die eer van sy naam. Maak heerlik sy lofsang. Sê tot God hoe vreeslik is die werke. Deur die grootheid van u sterkte sal die vyande kruipende na u toe kom. Laat die hele aarde u aanbid en psalm sing tot u eer. Laat dit die naam verhef in psalmgesang. Kom en aanskou die dade van God. Hy wat gedig is in werking oor die mensekinders. Hy het die see verander in droë land. Hy het te voet deur die rivier gegaan. Daar was ons bly in hom. Hy heers vir ewig deur sy mag. Sy oë hou wag oor die nasies. Laat die wederstrewiges hulle self nie verhef nie. Loof volke onse God en laat hoor die stem wat hom roem. Wat aan ons siel die lewe gee en nie toelaat dat ons voet wankel nie. Want u het ons getoets, o God, u het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. U het ons in die net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê. U het mense oor ons hoof laat ry. Ons het in die vuur en in die water gekom, maar u het ons uitgelei in die oorvloed. Ek sal met brandoffers in die huis ingaan. Ek sal my beloftes by geloftes betaal. Wat my lippe geuit en my mond uitgespreek het toe ek benoud was. Stop dit gou daar. Hoeveel keer maak mense beloftes teenoor die Here in 'n noodsituasie of in tye van nood en dan wanneer die Here deurkom, vergeet hulle dit. En kom nie daai beloftes na nie. Ek wil vir jou een ding sê vandag. Die Here waarsku dit sy woord, hy sê betaal wat jy beloof het. Jy moet baie versigtig wees om beloftes aan God te maak. Hy sê dit is beter vir jou om nie te beloof nie, as wat jy beloftes gaan doen en dit nie nakom nie. Want die Here gaan dit van jou afeis. Weet jy, ek het telke male het ek dit al beleef. Maak die mense beloftes teenoor die Here. En as die Here deurkom, dan kom nie hy geloftes na nie. En weet jy, op die einde van die dag kan jy die uitwerking daarvan sien in hulle lewe. Hy gaan verder, hy sê, ek gaan weer vers 13 lees. Ek sal met brandoffers in die huis ingaan, ek sal my geloftes betaal, wat my lippe geuit en my mond uitgespreek het toe ek benoud was. Brandoffers van vet diere sal ek bring, saam met 'n offerrook van ramme. Ek sal beeste saam met bokke berei. Kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. Ek het hom aangeroep met my mond en lofgesang was onder my tong. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed, geloof sy God wat my gebed nie afwys en sy goedertiewend aan my nie onttrek het nie. Ek gaan vir jou een ding vertel. Ek is baie, baie dankbaar dat die Here nie sy hand van ons lig nie. As die Here sy hand vir een oomblik van my en van jou moet afhaal, hoeveel keer het ons al die Here teleurgestel? Hoeveel keer het ons al ons rug op hom gedraai? Hoeveel keer het ons ook maar soos daai ander melaatses weggedraai van hom af? Dit van selfsprekend aanvaar. Tog, hier is die Here se liefde en genade. Hy hou sy hand oor ons. Hy bly jou seun. Kom ons wees eerlik. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, jy's in daai kere waar jy nie eers die Here regtig wil gedien het nie. Sy seun was nog steeds oor jou. Sy hand was nog steeds oor jou. Hy het jou nog steeds beskerm. Hy het nog steeds voorsien, hy het nog steeds aangeraak. He was there every step of the way. Weet julle wat is iets wat ek ook optel in die lesing of in hierdie verhaal wat gebeur het? Jesus se reaksie op daai man wat teruggedraai het. Ek wil eintlik sê aksie spreek harder as woorde. Daai man se aksie het harder gespreek as die dankbare woorde wat hy teenoor Jesus geuiter het. Want Jesus het sy reaksie, hy het sy aksie raak gesien. Hy vra vir hom, as julle nie 9 nie, kom net 1 terug. Ek wonder of Jesus het gehoor dat hy vir hom sê dankie. Aksie.
Hulle sê action speaks louder than words. Jy sien, wanneer ek en jy dankbaar is teenoor die Here, dis waar aksie ons dankbaarheid kan toon. Waar ons na die Here toe kan gaan en ons dade, ons aksies spreek harder as ons woorde. Hoe leef jy vir die Here? Ja, ons is dankbaar. En? Wat getuig jou dade oor daai dankbaarheid? Net altyd die spreekwoord om te sê, God blesses us to be a blessing to others. En weet jy, ek wil vir jou eerlikwaar sê, ek dink ook wanneer ons gaan begin aksie neem, en dit begin leef, ons dankbaarheid begin leef, dink ek ook gaan ons lewe radikaal begin verander. Jy gaan sien, jy gaan baie minder stres hê, jy gaan baie minder bekommernisse hê. Die wêreld is nog steeds dieselfde, maar weet jy wat? In dankbaarheid gaan jy leer om te vertrou. In dankbaarheid gaan jy leer, God is in beheer. In dankbaarheid gaan jy leer, wie is jou voorsiener? In dankbaarheid gaan jy leer, wie is God? Wie is die koning van die konings? Wie is die skepper van die heelal? Weet jy, ek dink ons dade wys nie altyd. Ons leef in dankbaarheid nie. Weet jy, kom ons kyk na praise and worship. Juig voor die Heer, juig al wat leef. Dien God met blydskap, gee hom eer. Ek dink dit beskryf eintlik alles. Ek sê nie met rondspring so orang-oetang nie. Wat ek probeer sê is, kyk na jou attitude. Kyk na die attitude. Is dit hoe die God van die heelal aanbid moet word? Jy sing om nie reg lus is om nie. Jy prys jy is nie reg lus om dit te doen nie. Verstaan wat ek bedoel? You don't really want to do it. En dit is eintlik vir my so hartseer. Kom ons wees eerlik, as ons nou moet, hy het gesê, ons moet nie rondspring so orang-oetang nie, maar kom ons sê, as jy moet reageer in aksie teenoor die Here in dankbaarheid, hoe dink jy gaan dit wees? Weet jy wat? Ons worry te veel wat ander mense sê en dink. Daai melaatse man het nie omgegee wat die ander 9 gedink het nie. Hy het voor Jesus kom neerval. En hy het hom aanbid. En dit leer ons die 5de les. Die belangrikheid van nederigheid. Dankbaarheid, opregte dankbaarheid, lei ook na nederigheid toe. Want as ons in nederigheid en erkenning, of net in dankbaarheid en erkenning, besef ons totale afhanklikheid van God, in elke opsig van ons lewe. Ewe skielik moet ek van my troontjie afklim. En ek moet op my aangesig voor hom neerval. Want ek is alles aan hom verskuldig. Ek kan voor hom in nederigheid kom, want ek is totaal en al afhanklik van hom. Weet jy wat is my so interessant? As jy die bankbestuurder moet gaan sien en jy wil 'n bietjie geldjies leen.
Kyk, jy kan baie grol wil hoor, jy kan nogal baie nederig wees. Want jy is afhanklik. Maar het jy al gesien hoe afhanklik ons van die Here is? Nee, ons wil sommer demand, papi. We make a demands. Or we make life ungovernable. Dis maar so ons is. Dis die mens natuur. Kyk, die lewe is nie altyd maanskyn en rose nie, ek weet dit. Dit is altyd maklik nie. Maar begin bietjie God te prys, jy's ook in daai moeilike tye, begin bietjie die Here ook te prys, selfs in die min en die bietjie wat jy het. Jy sal verbaas wees hoe jou lewe verander. Weet jy, dit is die mense probleem. Ons is so materialisties geïndoktrineerd. Ons is so materialisties gefokus en gebrainwash. Ons het hierdie mentaliteit begin kweek wat vir ons aangeleer is. Wat 'n standaard gestel is. Ek moet in so 'n huis bly, ek moet so 'n kar ry. Ek moet so 'n hairstyle hê. Ek moet hierdie vriende, ek moet soveel geld in die bank hê, ek moet hierdie werk hê, ek moet daai. Want weet jy wat is die ding, ons is nie meer nederig voor die Here nie. Ons kan kritiseer en verkleineer wat God geskep het. Ons kan afkraak en afbreek. Weet jy wat? Die Here het nie almal ewe slim gemaak nie. Prys die Here daarvoor. Kom ek gaan vir julle nou vandag sê, nee. Wanneer ons leer om nederig te wees vir die Here, en ons kan God dank, en in dankbaarheid leef, ons kyk net na die skepping daar buite. Weet jy, daar is soveel om voor dankbaar te wees. Maar wat leef ons? Ons het so materialisties geraak. Ons sal mense afkraak, mense indoen, mense afbreek, oor mense loop, ons sal hulle verkleineer, ons sal hulle verneder, ons sal hulle net hoekom? Weet jy, kan ek vir jou sê hoekom? Want jy is ondankbaar. Jy is ondankbaar. Jy is ongelukkig met jouself. Jy is ongelukkig met jou eie lewe. Jy is ontevrede met jouself. En daai is maar net die uitvloeisel van hoe jy oor jouself voel. Hoe jy ander mense behandel. Jy wat begin bietjie dankbaar te word teenoor die Here. En dan gaan vir jou eerlikwaar sê, jou lewe gaan radikaal verander. Weet jy wat is die mooi ding van hierdie hele verhaal? Dat God se genade was nie net vir 'n sekere uitgekiesde mense of persoon nie. Hierdie was Samaritane. En Jesus openbaar en gee vir hulle toegang tot God. En wat 'n blessing is nie, elke persoon op hierdie aarde het toegang tot God se genade deur Jesus Christus. Maar die mens probeer God speel. Besluit wie mag in 'n kerk wees, wie mag nie. As daar in die kerk is, gaan ek nie in die kerk toe kom nie. Asseblief bly jy dan by die huis. Ek lyk jy dan, ek gaan nie in die kerk wees as daai ou dalk saamkom, hy is van 'n ander kleur. Asseblief moenie saamkom nie, doen my 'n guns, bly by jou huis. Ons gaan jou nie mis nie, hoor. Weet jy wat ek vir jou probeer sê is net? Wees ons om te oordeel. Hoekom wil ons besluit wie mag tot God nader en wie mag nie? Hoekom wil die mens besluit wie as 'n kind van God gesien kan word en wie nie?
Jesus kom betoon dit selfs nie. Weet jy wat, 9 van die Samaritane het weggeloop. Hulle het hom nie geëer as God nie. Maar hy een Samaritane het. En ek wil vir jou eerlikwaar sê, ons mense gaan enige baie groot wake-up call kry. Wie almal enig in die hemel gaan wees, want ons dink ons het almal 'n one-way ticket hemel toe. Ons is so selfgeregtig. Ons besef nie afhanklik ons van God se genade is nie. Weet jy wat een van die mooiste voorbeelde daarvan in die Bybel? Lazarus en die ryk man. Lukas 16, gaan lees dit, dis jou goeie huiswerk vanaand. Lazarus en die ryk man. Wil jy maak vir my jou Bybel oop daar so in Psalm 103. En ek wil eintlik vanaand vir jou sê, moenie die belangrikheid van nederigheid vir God vergeet nie. Alles wat jy het, alles wie jy is, kan in 'n oomblik wegwees van jou af. Wees dankbaar teenoor die Here. Weet jy, ons is so geneig, die lewe het so, kom ons praat 'n bietjie, let's bring it closer to home. Ons het so besig geraak met die lewe. Ons het nie eers meer tyd vir mekaar nie. Ons het nie eers meer tyd vir ons geliefdes nie. Voordat jy jou oogies uitvee, is dit te laat. Die spyt kom altyd te laat. Ek hoor op elke begrafnis wat ek al gedoen het. Elke een, ek het nog nie een vir haar uitsondering was nie. Nog glo my, ek het al baie gedoen. Op elke begrafnis hoor ek, ons leef verby mekaar. Ons moet meer tyd saam spandeer. En baie van ons moed het 'n wou geword. Wees in alles dankbaar. God se genade is groot en hy gee ons genade. Wees dankbaar in die goeie, sowel as in die slegte. Dis ook 'n mooi les wat Paulus ons geleer het, as jy gelees in Handelinge. Hy het God verheerlik in oorvloed, maar selfs tot in die swaar kry. Psalm 103. Ek gaan ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 22 en dan gaan ons afsluit met hom. 'n Psalm van Dawid. Hoor wat skryf Dawid. En nou hoor jy 'n bietjie, hoekom is Dawid 'n man na God se hart? Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is. Klink dit vir jou soos 'n ou ondankbare ou dankseggingkie, lofprysingkie? Sê alles wat in my is. Loof die Here. Sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierendheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel nie met ons na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Prys die Here daarvoor. Want so hoog as die hemel bo die aarde, so geweldig is sy goedertierendheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras in sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierendheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir sy kindskinders.
vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here, al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Klink dit vir jou soos 'n dankbare hart? Ek wil vir jou ook sê, mag Psalm 103 vir jou ook 'n riglyn wees, elke dag. Want sy loof die Here, o my siel. Maar elke weldaad van die Here. Kom ons word weer dankbaar. Ek wil vir jou sê, wees jy daai melaatse wat terugdraai na Jesus toe. En aan hom die eer gee wat hom toe kom. Want aan hom kom toe al die lof, die eer, die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Ons lei daar, Vader. Ek sê vir die dankie vanaand, vir die voorreg wat ons het om hierdie woord te kon gehoor het uit die woord uit. Dankie Here, dat U ons so bo die maat seën. Here, daar's soveel goed, ons kan dit nie eens opnoem nie. Want U hand is oor ons. U dra ons, U gee ons krag elke dag. Here, ons leef baie male so vanselfsprekend. Ons neem U vanselfsprekend. Ons skeep U af. Ons loop ook weg van U. Maar Here, vanaand kom ons in dankbaarheid na U toe en sê, Here, ons loof en ons eer U dat U God is. Dat U hand oor ons is. Dankie Here vir U goedheid, vir U getrouheid. Ons loof en ons eer U, want al die lof en eer en aanbidding kom U toe. Heilige Gees, sal U vanaand die naprediker wees aan hierdie woord in ons hart. En sal U ons lei, dat ons ook 'n lewe van dankbaarheid kan leef. Ons loof en ons eer U in Jesus naam.